Hierdie week vat ek jou na Rametsi 4x4 roete wat in Noordwes provinsie geleë is. Die roete is so wat 2,5 uur se ry van Pretoria. Van Pretoria ry jy met die N4 snelweg tot binne in Swartruggens, waar jy afdraai van die hoofpad in die rigting van Lindleyspoort. Na ongeveer 28 km kry jy Rametsi se ingangshek. Met die inry tot by ontvangs kan jy sien die plaas word goed versorg en kom netjies voor. Ek het vanoggend vroeg begin ry daar uit Pretoria uit tot net aan die kant Swartruggens of binne in Swartruggens afgedraai na die plaas Rametsi toe. Aangekom hier op die plaas en langs my sit die plaasbestuurder Willie. Nogmaals baie dankie dat jy my genooi het en dat ek kan kom 4x4 roete ry op julle plaas. Dis 'n groot plesier André en welkom weer eens. Baie dankie. Willie, vertel vir my hoe werk die plaas? Hoe pas jy in op Rametsi? André, ek is 'n mede-eienaar van die plaas en ek het 'n jaar terug die bestuur oorgeneem. Ek sien, en hoe groot is die plaas? Die plaas is 1100 hektaar van verskeie biodiversiteit. Ja. Wat dit 'n baie lieflike plaas is. Ek sien. Ek sal definitief gaan kyk vandag na daai biodiversiteite. Soos ek hier aangekom het ek gesien daar's ook 'n baie groot dam, so ek met die teerpad aangery het. Grens die dam aan julle plaas of is hy buite die grens? Dis Lindleyspoort dam en ja, ons grens aan die plaas. Ons het omtrent so 4,5 km waterfront en ons het die hele westelike oewer van die dam. Ek sien. Met my inkom hier sien ek is nogal baie geboue. Wat bied julle alles hier aan, Willie? Ons het redelik groot konferensiefasiliteit. Ons bied troues aan en dan het ons fasiliteite vir bly, grasdakeenhede, ou plaashuis wat in 6 eenhede opgedeel is en groepakkommodasie. Ek sien, en daar's natuurlik baie te doen hier binne in die bos vir al die mense, want dis 'n baie groot plaas. Ek aanvaar julle het wild ook hierso, want ek sien hier's bordjies wat sê hier's wild. Ja, ons wild is natuurlik ook baie mak. Ons het staproetes na 'n waterval. Ons het voëlbesigtiging. So daar's redelik baie vir die gaste om te doen. Ja. 4x4 roetes. Is daar net een roete op die plaas of is daar verskillende, Willie? Ja, André, ons het 3 roetes hierso. Die een so 24 km, die ander een 15 km en die 15 km het ons anti-kloks en kloks gewys. Ek sien. En wat een sê jy vir my aanbeveel om te gaan ry vandag? Die een wat ek vir jou gaan aanbeveel is die een wat die mooiste besigtiging het van die plaas teen die grens af en hy het ook 'n redelike klompie hindernisse wat die ouens kan deurwerk. Ek sien. En jou roetes word hulle gegits of gaan ek op my eie ry? André, nee, die ouens ry self. Op 'n latere stadium sal ons seker kyk na om die roetes ook te gids. Dis reg, ja. So is die bordjies, is dit duidelik gemerk of gee vir my 'n kaart dat ek kan weet waar ek is? Die roete is gemerk, maar ons gee ook 'n kaart vir die ouens saam wat al die paaie vir ons aandui. Dis uitstekend. Willie, ek dink voordat die son te veel water gaan trek, moet ek maar op die roetes aankom en gaan kyk hoe lyk jou plaas. So nogmaals baie dankie en dan gaan ek sommer dadelik in die pad val. Groot plesier André en geniet daai roete. Alvorens ek die 4x4 roetes kan aandurf, moes ek eers die boswa in die karavaanpark gaan afhak. Ek staan hier in die pragtige karavaanpark waar ek vanaand gaan oornag in die boswa met pragtige lowergroen gras, natuurlik baie bome, baie skaduwee. Hier's braaigeriewe hierso, sowel as 220 volt. Ek sien daar's ook 'n pragtige swembad. Maar voordat ek op die 4x4 roete gaan ry, het ek 'n wenk vir jou. Wanneer jy jou karavaan in boswa hak in jou voertuig, maak seker dat die sleepstang se bal die regte hoogte is, want die moet jy verseker verstel nadat jy die sleepwa gehak het en of jou voertuig gelaai het. Maak seker dat die sleepwa gelyk loop. Ek persoonlik verkies 'n klein bietjie meer afdrand na die bal toe, maar nie te veel so nie, want dan het jy 'n grondvry hoogte probleem en definitief nie na die bokant toe nie. Dis baie gevaarlik, want dan gaan jy verseker hanteringsgedragprobleme op hoë spoed en op laaspoed ondervind. So maak seker dat jou sleepwa wanneer jy hom gehak het, klein bietjie na onder toe loop. Met die sleepwa veilig op sy plek vir vanaand se kamp, ry ek om die eerste 4x4 roete te gaan aandurf.
Ek het nou afgedraai van die hoofpad af en ry jy 'n 2-spoorpaadjie af op pad na die eerste 4x4 hindernis toe. Dis so klipperige paadjie dan. Soos wat ek ry dan, klap my tande so bo op mekaar en so behoorlik is op my valstande gaan uitval. Want ek verstaan nie wat is fout nie, as definitief ergens fout. En nou kom ek agter, maar ek het nog nie gestop en die bande afgeblaas van die voertuig nie. Want die bande absorbeer ook van daai skokke van die grond af, spesifiek oor so 'n klipperige terrein. So ek sal definitief eers moet stop en die bande afblaas. Dit gaan ook vir my beter traksie gee op die 4x4 roete. En natuurlik my valstande binne hou. Na die advertensiebreek wys ek jou hoe om die erge hindernis baas te raak. Daar beter vis. In die nuwe Ek ry Rametsi se 4x4 roete wat net anderkant Swartruggens in die Noordwes provinsie geleë is. Op die plaas is daar meer as 100 beddens beskikbaar in netjiese kamers, almal met die nodige geriewe en lekker om te oornag. Terug op die 4x4 roete op soek na die eerste hindernis. Met die ry van 4x4 roetes is dit belangrik om te weet waar trap jou wiele. Met ander woorde, ken jy jou voertuig, want jy sit aan die regterkant agter die stuur. En 'n tipiese voorbeeld soos hierdie waar jy nou links om 'n draai gaan, moet jy weet waar trap die linker voorwiel. Sowel as natuurlik die linker agterwiel wat altyd die kortste roete vat as jy om so skerp draai gaan. Nou hier is 'n rots in die pad op die linkerkant en jy kan duidelik sien hoe die bandmerke al afgesmeer het aan die rots, want hy's al pikswart. Want die mense vat die draai te skerp aan die binnekant. Daar's heeltemal genoeg spasie om aan die regterkant wyd om te gaan en nie een van die bande sal hierdie klip raak nie. Die gevaar natuurlik hier is, as jou bande hierdie klip raak, soos byvoorbeeld linker agterwiel, en hy gly af van die rots af, kan jy 'n papwiel kry, jy kan jou band se sywal beskadig, lang sny kry, en dan is die band afgeskryf, en bande is nie baie goedkoop vandag nie. So maak seker jy ken jou voertuig en weet waar trap die wiele. En ry die regte lyn, wyd om hierdie draai is definitief my aanbeveling. Met 'n wye draai soos die trap die wiele ver van die klip se gevaar. Die 4x4 paadjie kronkel al teen die plaasgrens af. Ek het aangekom hier by 'n baie erge hindernis. Uitgeklim en sommer al die eerste gevaar gesien. En dis dat die hindernis 'n draai maak na regs. Maar boonbehalwe dit natuurlik ook die klippe wat 'n baie belangrike rol gaan speel hier in traksie, want hier gaan ons baie min traksie hê. Want dis klomp klippe wat afgekom het van die berg af, maar dan is daar sand tussenin. Nou sand gee vir jou baie min traksie. Hier kan jy duidelik sien dat hulle voertuie gegrawe op die linkerkant sowel as op die regterkant. Twee belangrike wenke hier is. Eerstens, jou momentum moet lekker egalig wees, nie te min nie, maar ook nie te veel nie, want ek dink daarvoor is rotsgevare. En dan die tweede belangrike punt is jou banddruk gaan hier ook 'n rol speel. As jou bande te hard is, gaan jy baie sukkel hier. Maar kom ons gaan kyk na die ander gevare. Vat liewers jou tyd en bepaal die regte lyn deur al die moontlike gevare uit te wys. Kyk hoe hoog is die trappe wat jou voertuig moet klim. Die volgende baie erge gedeelte op hierdie hindernis is hierdie vaste rotse wat jy kry. Hierso is ene wat vir jou 'n lekker trapklim gee, sowel as hier agter my is nog 'n paar vaste rotse en hierdie kant ook. So my aanbeveling hier sou wees om jou lyn meer na die linkerkant toe te vat, sodat jou regter voorwiel oor hierdie rots klim
en jy jouself forceer om 'n beter grondvryhoogte te kry. Want as jy wydsbeen oor hierdie rots gaan ry, soos ander voertuie reeds gedoen het, gaan jy definitief die voertuig se onderkant stamp soos wat hierdie merke vir jou hierso wys. So my aanbeveling is ry met jou regter voorwiel oor hierdie klip. En dan sodra jy aan die ander kant hierdie trap is, draai ek weer regs skerp in om die voertuig op daardie vlak te kry aan die regterkant en nie aan die linkerkant met die ander trap klim. Onegalige versnellerbeheer soos ek hier toepas, moet jy verseker vermy, want dit veroorsaak dat die bande traksie verloor, selfs met 'n agterste ewenaarslot gesluit, soos in hierdie geval. Met hierdie egalige momentum en stabiele versneller word die hindernisse, losklippe en trapklimme maklik baas geraak. Die paadjie vat my oor baie klippe tot by die volgende hindernis. Eers moet jy stop en die hindernis loop. Aangekom hier by die volgende baie erge hindernis en as jy daar onder om die draai kom, dan lyk hy nogal vreeslik intimiderend, want dis baie vaste rotse en groot trappe om te klim. En dan wonder jy by jouself, gaan ek regtig hierdie ene kan ry? Maar as jy rustig gaan kyk na die hindernis en hom op en af loop, spesifiek van onder af kyk en van bo af, dan sal jy baie maklik die regte lyn sien. En die regte lyn hier gaan wees is waar al 4 wiele op die mees gelykste grond loop, en dis presies hier wat ek sit, waar my linkerwiel langs hierdie baie groot trap gaan loop en die regterwiel hier aan my agterkant gaan loop. Dis waar die grond die mees gelykste is teen hierdie baie styl opdrand. Maar dan die volgende lyn kan ook werk, en dis waar jou linkerwiel op die hoogste grond loop en die regterwiel omtrent hierso waar ek sit gaan loop. Maar dan moet jy jou voertuig baie goed ken. Weet waar trap die linkerwiele, want jy kan van die trap afgly of die verkeerde lyn sou wees as jy te ver na links gaan met jou linkerwiel, want dan gaan jy die onderkant van die voertuig op hierdie hoë trap baie seer stamp. Dis die eerste gedeelte van die hindernis. As ek so na boontoe gaan, dan lyk dit vir my daar bo is nog 'n gevaarstuk. Na daardie eerste erge gedeelte van hierdie hindernis lyk hierdie laaste stukkie sommer baie maklik. Maar hier moet jy ook versigtig wees, want jy kry ook trappe soos hierdie een by my wat jy moet vermy. My beste aanbeveling hier sou wees is om na die linkerkant te beweeg waar die trappe die laagste is, en met 'n egalige momentum sal jy ook oor hierdie trappe kan kom tot heel bo uit. Kies eerste rad laabestek met agterste ewenaarslot gesluit en ry eers die verkeerde lyn. Gelukkig het die beskermingsplaat sy werk gedoen. Nou ry ek die moeilikste lyn ook met die agterste ewenaarslot aan.
Deur slegs die stuur te draai kry ek weer bietjie traksie en kom die hindernis deur. Hier wys ek jou die beste lyn waar al 4 wiele die meeste traksie kry en ry ek sonder en agters die ewenaarslot. Na die advertensiebreek ry ek die 4x4 roete verder. Hierdie week ry ek op Rametsi se 4x4 roete wat sowat 28 km anderkant Swartruggens geleë is. Vir die warm somersdae is hier 2 groot swembaddens om in lafenis te kom soek, asook lekker te ontspan. Jy kan ook 'n lyntjie nat maak in die groot dam en dalk is jy gelukkig en trek 'n grootte uit. Neem vinnig jou foto en sit weer die grootte terug in die water. Ek besluit om namiddag die kloofroete aan te pak en ry rustig al met die kloof op. Ons almal maak foute, maar dis hoe ons leer. Hier het ek die bult opgekom, heeltemal te stadig, rondgekyk. Daar was oorkruisgate en ek het vasgeval binne in die gat in, sonder dat ek my agters die ewenaarslot aan het. So die les hier is, klim dan uit, kyk na die res van die hindernis, stap terug na die voertuig toe, leer deur jou fout. My aanbeveling sou wees is om terug te ry, so 2-3 meter, bietjie meer momentum te kry en as jy agters die ewenaarslot het, sit hom gerus aan, dan gaan jy maklik hierdie opdraand uitkom. Sonder en agters die ewenaarslot kan jy slegs jou lyn verander deur net in bandbreedte na links te ry, soos ek dit hier demonstreer. Die kloof bied pragtige natuurtonele en jy kry kort 'n stroompie water. Hier het ons ook een van die tipiese hindernisse wat jy kry as jy elke keer 'n riviertjie moet kruis. Hier kom so waterstroompie hier af. Tans is daar nie baie water in nie, maar aan die ander kant die stroom moet jy weer die bult uitgaan tot heel bo. Vaste grond, maar daar's losklippe en veral in die erosiesloot aan die linkerkant. Nou as dit in die somer is en dit gaan baie meer reën as nou en hierdie stroom gaan lekker breed loop, dan gaan voertuig nommer 2, 3 gaan baie water ook optel met jou wiele en daai laaste voertuig gaan sukkel om daai opdraandjie uit te kom en dan gaan hy al sopnat wees en dan gaan hy verseker baie glad wees. My aanbeveling is lae bestek, tweede rad vir meer momentum en dan sal jy maklik kan uitkom. Hier ry ek eers stadig af tot in die stroompie en sodra die voorwiele begin met die opdraand, gee ek meer petrol om momentum aan te pas vir die bult sowel as die losklippe. Die paadjie vat jou gereeld oor groen gras en waterstrome. Party stroompies loop weier en dit vuil water waarvoor jy eers moet stop en seker maak dis veilig om deur te ry. Met die erosieslote soos die, is my aanbeveling om altyd wydsbeen daaroor te ry
want jy gaan verseker beter traksie kry. Ek staan hier heel bo op die berg by Rametsi se 4x4 roete met 'n pragtige uitsig hier agter my oor die dam. Daar's 3 verskillende 4x4 roetes op hierdie plaas en ek het natuurlik vanmôre besluit om die moeilikste ene te vat. En dis die 15 km roete al om die grenslyn van die plaas in anti-kloksgewys. 'n Hele paar interessante hindernisse teëgekom. As jy daardie hindernisse wil gaan ry op tot gradering 4, moet jy definitief 'n voertuig hê met 'n hoër grondvryhoogte dan die normale een. Vanmiddag het ek besluit om die roete al met die kloof op te ry, ook prentjie mooi natuurtonele gekry, pragtige lowergroen area. Die rivier 'n hele paar maal gekruis en ek glo as die somerreëns hard gaan val, gaan daai rivier baie meer water in hê en gaan jou rivierkruisings baie moeiliker wees. Sowel as natuurlik die terrein rondom die rivierkruising wat baie modderig gaan wees as gevolg van die water. So daar sien jy dan baie versigtig moet wees. Maar bring jou hele familie hiernatoe, hier's baie aktiwiteite in. Kom maak 'n lyntjie nat in die dam. En natuurlik is hier verskriklik baie wilde diere hier en hulle is baie mak, so jy kom tot baie naby aan hulle. As jy my wil kontak, gaan na www.kyknet.co.za en gaan klik op Safari 4x4 roetes. Hier van Rametsi se 4x4 roete groet ek jou. Lekker 4x4 ry, tot 'n volgende keer. Jy kan 'n kans staan om hierdie pragtige Jurgens sleepwa te wen ter waarde van R65.000. SMS net die antwoord tot die maklike vraag en die sleutelwoord Safari na 33